Romeine uit, dan kom jy, maar dis hierdie oukie nou, né? Dan gaan ek hierdie afval, sit reg, of afsit. Ons is by Romeine. Ons het gisteraand gesê, ons gaan Romeine van agteraf teruglees, maar ons gaan nou nie elke aand dit doen nie. En gisteraand het ons gekyk deur Paulus se voetealbum as dit ware, van wie is die persone wat die eerste lesers van die Romeinebrief was. Ons het gekyk daarna, dat hy die brief toevertrou het aan 'n vrou, Febe het al die pad daar van Korinthe geloop, al die pad na Rome toe, en rondgevra en gesoek na die huis van Prisca en Aquila. En ek het vir julle gesê, in daai tyd het mense gebly in Rome, in hierdie tyd die grootste stad in die Romeinse Ryk, en op grond van inskripsies en veral grafte, het ons 'n redelike idee waar die vroeë Christene gebly het in Rome. En hulle was grootliks gekonsentreer gewees in 'n plek wat ons ken as Trastevere, dit beteken aan die ander kant die Tiber, van die Tiber loop deur die stad van Rome, en hulle is aan die verkeerde kant van die Tiber. Hulle is aan die moeraskant, wat in daai tyd beteken die malaria kant van die rivier. So hier in die armkant van Rome wil vir ons voorkom asof die meeste van die vroeë Christene woonagtig was. So sy het waarskynlik al die pad gestap tot by Trastevere, en dan het sy gegaan van die een woonstapblok na die ander woonstapblok. Dit is moeilik vir ons te glo, nee, dat hulle al woonstapblokke gehad het. Hulle noem hulle insula, beteken 'n eiland. En vandag nog as 'n ou in 'n woonstapblok intrek, leef hy eintlik in 'n eiland. Jy sien hom eintlik op geen ander plek as in sy woonstapblok nie. So hierdie is kunstenaars voorstellings, maar daar is vandag nog steeds van hierdie insula wat behoue gebly het in Rome. En wat julle sal sien, onder elkeen van hulle, soos maar vandag, is daar winkeltjies en stalletjies waar jy verskillende items kon koop. So sy bring hierdie brief, begin rondvra, uiteindelik hoor sy van die huis van Prisca, en hulle vergader in die huis, en dan lees sy vir hulle die brief voor, en dan moet ek nou terugdink aan gister, daar is mense soos Urbanus, 'n slaaf, Aristobulus, 'n adelpersoon of 'n ryk persoon, daar is mense soos Rufus, wat 'n Jood is, daar is Prisca self, wat hier by die huis het, en die vraag wat ons ons afvra is, hoekom is hierdie mense daar? Wat bring hulle by mekaar? En ons sou vir onsself die vraag kon afvra, wat bring ons vanaand hier by mekaar? En die antwoord bly dieselfde, dis die krag van die evangelie. Dis die krag van die evangelie om ons lewens te verklaar en ons lewens op 'n koers te plaas, waarvan ons uit ons harte oortuig is, niks anders te kan doen nie. So voordat ons open met 'n foto van 'n seun groet, net iets oor die Romeinebrief. Julle gister gehoor, is 'n lang brief, 16 hoofstukke, en dit volg grootliks die skryfkonvensie van die tyd. Dit begin met 'n brief-aanhef, waar Paulus sê van wie kom die brief, en wie is dit gerig. Dan soos 'n ordentlike briefskrywer, het hy 'n dankgebed vir hulle, en dan het hy 'n gedeelte wat ons fotum vorm, waar hy eintlik vir hulle sê, waaroor skryf hy, waaroor gaan die brief. En dit gaan vanaand weer ons fotum wees, en dan is daar 'n gedeelte vanaf die 18de vers tot die einde van die hoofstuk 4, waar Paulus 'n argument maak, waarin hy in effek sê, alle mense het gesondig en is ver van God af. Almal. Of jy Jood is, en of jy nie Jood is nie, daar is nie een regverdige persoon nie. Almal is ver en het afgedwaal van God af. Vir die hele paar hoofstukke maak hy hierdie argument oor en oor uit verskillende hoeke, om vir mense te sê, die slegte nuus is, dat ons nie die Skepper God erken het wie hy is nie, dat almal gesondig het. En dan kom daar 'n wenteling vanaf hoofstuk 3, wat hy vir hulle die goeie nuus deel, die krag van die evangelie, dat hulle vrygespreek is deur God. En dit is wat ons vanaand gaan saamlees. Die gedeelte wat ons vanaand gaan saamlees, het Luther in sy Bybel gemerk en gesê, dis die belangrikste verse in die ganse Bybel. Dit is om die hart van die evangelie wat ons almal glo. So met die vooruitsig, vriende, kom ons raak saam stil voor die Here. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan. Die regverdige
op grond van geloof sal leef. Amen. Vriende, dis hierdie Here wat ons in hierdie belofte gee, dat ons deur die geregtigheid sal leef, wat ook vanaand vir jou groet met die woorde, genade en vrede vir jou. Ek dink 'n belangrike ding om te besef, as 'n mens enigiets van Paulus lees, en mens kom baie gou agter, is dat Paulus 'n heel ander persoon is as iemand soos Jesus. Jesus kom van die platteland, hy gebruik alledaagse beelde van visvang en van skape en van herders. Jy kry die indruk van iemand wat baie gemaklik was tussen gewone mense. Hy leef sy lewe tussen klein dorpies en mense wat grootliks in die landbou en die vissery bedryf is. Wanneer jy by Paulus kom, vat dit nie vir jou lank om te besef, hier is 'n heeltemal ander tipe van figuur nie. Paulus noem homself die mees onwaarskynlikste van die apostels. Hy was naamlik 'n fariseer gewees, 'n hoogs opgeleide persoon wat onder die top rabbi van sy tyd gestudeer het in Jerusalem, naamlik Gamaliel. So wanneer jy met Paulus te doen kry, moet jy mens onmiddellik besef, hier is 'n persoon met besondere intellektuele gawes, met 'n besondere insig in die skrif, en wat ook die manier het om besonder ingewikkelde argumente te maak. Die 1 Petrus brief sê ook, daar's dinge in Paulus wat hy glad nie verstaan nie, is net te moeilik om te verstaan. So wanneer mens Paulus lees, dan moet jy hom baie keer herlees, jy moet jy gaan stil sit en daaroor gaan dink. Hy is nie, soms sê 'n ouetjie van die platteland af nie. Hy is 'n ongelooflike skerpsinnige teoloog. En die gedeelte wat ons vanaand gaan saamleef, gaan julle gou daai gevoel kry van, dit is nogal hoërgraad, en dit is nog hoërgraad gehad, hierdie is hoërgraad, dit is nie standaardgraad nie. So ons lees ons gaan saam lees uit Romeine 3 vers 21 tot 31. En dan nou Paulus het vir 3 hoofstukke die argument gemaak, almal het gesondig, almal is ver van God af. En dan kom daar 'n dramatiese wending, nadat hy letterlik die een vers na die ander vers gebruik het om mense te oortuig hoe ver hulle van God af is, begin hy hierdie vers met 'n maar. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goed gunstelik op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke, nie deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. Of is God net die God van die Jode? Is hy ook die God van die nie-Jode nie? En ook van die nie-Jode, aangesien dit een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. En julle sien 'n paar groot terme, geregtigheid, die regverdigheid van God, die verwysing na die wet, die verwysing na die geloof, 'n baie digte argument wat Paulus hier maak. So ons praat vanaand oor die geregtigheid van God, die vryspraak wat ons van God kry. En ek dink is belangrik om dalk 'n tree terug te gee en vir onsself af te vra, hoekom sit Rufus en Aristoteles en Febe en Priska saam in 'n vertrek in Rome? Wat het hulle daar gebring? Hoekom het hulle gekies om daar in mekaar te kom om te aanbid, as daar talle ander opsies was in Rome? En daarom is dit belangrik om te vra, hoekom het hulle juis Christene geword? Daar is iemand wat gaan tel het en gesê het, dat as jy die Grieks-Romeinse Pantheon, ons ken hulle nou as Jupiter of Zeus en al daai klomp gode wat ons as kinders geleer het in die fabels, en al die gode van dorpe en stede en van huise bymekaar gaan tel, dan is daar so 30.000 gode gewees wat jy sou uit kon kies as jy in die omgewing van Rome gebly het. So in 'n gebrek aan opsies is daar geen perke nie. En daarom is die vraag, hoekom het mense juis gekies om Christene te word?
En hier moet ons die spoor optel in die Ou Testament. Die gode wat die Romeine en die Grieke aanbid het, is anderste as wat ons dink oor God. En een van die belangrike onderskeide is dat hulle nie van hulle God verwag het om 'n morele God te wees nie. Met ander woorde, die Grieke en die Romeine het hulle etiese waardes, hulle riglyne vir elke dag, afgelei van die karakter van die God wat hulle aanbid het. Trouwens, as jy nou terugdink aan die rolprent wat jy al gesien het, en die dramas wat jy al gesien het, daai klomp Griekse en Romeinse gode, soos my ouma altyd so gesê het, hulle hoer en rumoer net soos gewone mense. Hulle belieg mekaar, hulle besteel mekaar, hulle toer mense, hulle slaap met ander ouens se vrouens, hulle pleeg moord. Dit is 'n allerverskriklike groep mense. Al verskil tussen hulle en 'n gewone ou in die Romeinse ryk was, hulle was magtig en kon jou lewe bepaal. So jy het bijvoorbeeld, as jy nou 'n boot wou stuur na 'n sekere stad toe, vir Neptune 'n offer gegee, nie omdat hy 'n wonderlike morele God was nie, maar hy kon jou boot sink. So uit vrees uit het jy dit gedoen. En dan wanneer die Jode uiteindelik vir Jerusalem en vanuit Jerusalem vir Rome bereik, kom hulle agter, hier's 'n groep mense wat anders dink oor God. En hulle dink nie net anders oor God, dat hy die enigste God is nie. Hulle dink oor hom dat hy 'n morele God is. Dat sy wese, sy karakter, uiteindelik jou gedrag bepaal. Wees heilig, want ek is heilig. In die Griekse mense wêreld, as jy die vraag afvra, hoe lewe jy 'n goeie lewe, of in hulle terme 'n deegsame lewe, het jy nie vir 'n priester gevra nie, jy het vir 'n filosoof gevra. En 'n filosoof sê vir probeer antwoord, hoe lyk 'n goeie vervullende lewe? Die priesters het doodgewoon net offers gevat om die gode gelukkig en so 'n bietjie ver van jou af te hou. Toe hulle die Jode begin ontmoet, kom hulle agter, hier's 'n groep mense wat totaal anders dink oor God. Eerstens dink hulle daar's net een God. Tweedens glo hulle dat daai God se karakter bepaal hoe jy behoort op te tree. Hy is die standaard vir jou etiese optredes. En dit het 'n groot mense getrek na die Jodendom. Van hulle het proselite geword en word gebore as 'n heiden wat dan later leef as 'n Jood volledig. Ander het net so op die rand van die Joodse geloof rondgehang. Ons ken hulle as die Godvreesendes wat ons in Handelinge van saamlees. Hulle het nie alles afgelê wat hulle moes om volledig as 'n Jood te leef nie. Maar hulle was aangetrokke tot hierdie God wat die morele standaard stel vir jou lewe, wat die koers van jou lewe bepaal. Maar vriende, dan ontstaan daar 'n probleem wat ons as Christene nie altyd besef uniek is tot ons geloof nie. En dit is dat die konsep van sonde ontstaan. Kom ons gee weer 2 tree terug. As sonde is om die wil van God te oortree en om die karakter van God te oortree wat na uitvoering kom in sy wil, dan bestaan sonde in jou kop nie as daar nie 'n God is nie, en dit bestaan nie as jou God nie 'n morele God is nie. Ek gaan dit weer sê. Sonde as iets waarmee jy worstel, iets waarmee jy wonder, iets waarvoor jy vergifnis soek, ontstaan eintlik net in verhouding met die lewende God, wat 'n morele God is, wat rigting bepaal vir jou lewe. Dit is uitgedruk in die wet in die Ou Testament. As jou God amoreel is, hoer en rumoer soos die res, is daar niks om verskaam te wees nie, want die gode is soos jy. As daar geen God is nie, is daar geen etiese anker vir hoe jy moet doen wat jy moet doen nie, dan kan jy ook maar net doen wat jy wil doen. Maar as jy glo in die bestaan van 'n lewendige God, wat sy karakter bepaal hoe jy behoort te lewe, en jy leef nie daarvolgens nie, en jy begin bewus raak van jou sonde, dan ontdek jy een van die grootste uitdagings van jou lewe, naamlik hoe om hierdie verhouding met God te herstel. Hoe herstel jy hierdie verhouding met God? En dit is waar die hele gedagte van geregtigheid na vore kom. Agter in die 1983 vertaling is daar so 'n definisie van geregtigheid. Ek vermoed dit kan selfs nog in die 2020 ook wees. Daar staan, dit verwys, is julle bang ek klap hom weer af. Kan 'n tragiese ongeluk veroorsaak. Dankie.
Die 93 vertaling, want ek weet nie of julle rondloop en altyd in jou agterkop 'n helder definisie van geregtigheid het nie. Jy weet, mense praat baie hoor, maar ek praat van geregtigheid en verwysing met God. Dit sê, dis in die 33 vertaling, dit verwys na God se regverdige optrede as regerder en regter en ook na sy trou aan die verbond wat hy met sy volk gemaak het. Daarom kan die geregtigheid van God die aspek van troue liefde insluit. Geregtigheid verwys dikwels ook na God se eis aan die mens om sy wil te gehoorsaam en hom getrou te bly. So geregtigheid is 'n eienskap van God. Hy is getrou, hy is regverdig, hy oefen dit in sy uitsprake uit en hy toon dit in sy trou in die verbond. Maar daar is ook iets wat hy in ruil terugverwag. Die optrede wat ons moet uitvoer is die geregtigheid wat God van ons verlang. Die geregtigheid van God hang daarmee saam met die liefde, trou, reg en vrede wat hy gee, wat hy ook van mense verwag om mekaar te bewys. Omdat reg en geregtigheid by die mens ontbreek, is oordeel en straf deel van die geregtigheid van God. So vriende, gedagtes soos sonde, gedagtes soos oordeel, gedagtes soos straf, kom eintlik eers na vore as jy glo in 'n lewendige God wat regverdig is en van mense verwag om so te handel. So eie aan die Joodse geloof en eie aan die Christelike geloof bring dit die vraag na vore: as jy nie so lewe nie, as jy nie regverdig is nie, as jy nie God se gebooie hou nie, wat dan van jou? Is God nie dan regverdig om vir jou te straf nie? Dis interessant dat ons baie keer mislees hoe baie keer die uitspraak in ons gestuur word om met geregtigheid op te tree. Ons sien byvoorbeeld in die bergrede waar Jesus sê: wees op julle hoede dat julle nie julle geregtigheid vir die mense beoefen om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by die Vader in die hemel nie. So God eis geregtigheid, ons moet dit uitvoer, as hy dit sien, dan beloon hy ons. Matteus 5:20, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal hulle beslis nie die koninkryk van die hemele binne gaan nie. So dis baie duidelik dat geregtigheid 'n sleutelbegrip in ons verstaan van God is. So hoe kom ons die mense in hierdie insula by mekaar in Rome en luister na die woorde van Paulus? En hoe bewaar hulle hierdie woorde vir 2000 jaar? En hoe merk Luther in sy Bybel langs hierdie gedeelte dat dit die belangrikste verse in die Bybel is? Met ander woorde, die belangrikste verse waar ons beskik wat ons verhouding met God bepaal. En dit is omdat Paulus iets raak gesien het, iets besef het en dit genadiglik vir ons verwoord het wat die hele wêreld verander het. Paulus het naamlik raak gesien dat geregtigheid iets is wat God eis. Daar stem hy saam met Matteus en hy stem saam met die Ou Testament. Hy skryf bijvoorbeeld in Romeine 3 vers 5, maar as ons ongeregtigheid die regverdigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God dan onregverdig? Ek redeneer soos 'n mens wanneer hy sy toorn oor ons bring. Is God ontrou in homself as hy ons sou straf omdat ons nie voldoen aan sy eise nie? Is God nie getrou in homself as hy sien die sonde wat ons doen en hy straf ons nie? Dit is die fundamentele vraag. Maar dan het Paulus 'n ongelooflike insig. En dit is dat hy sien nie net die geregtigheid van God as iets wat God vra nie, maar ook iets wat God skenk. By Paulus is die geregtigheid van God nie net 'n eis nie. Dit is 'n gegewe, dit is 'n geskenk van God. Hy skryf in Romeine 10 vers 3. Omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. So mense probeer hulle self regverdig, maar daar's 'n geregtigheid wat van God afkom. So kom ons lees weer vers 21 en 26. Maar nou word die geregtigheid van God waarvan die wet en die profete getuig. Hoe weet ons wat die hart van God is? Hoe weet ons die karakter van God is? God openbaar sy geregtigheid in die Ou Testament deur die wet en die profete. So hy sê, maar nou word die geregtigheid van God
waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. So, hoe kry ons dit? Hy sê, hierdie geregtigheid gee God. Hoor julle, hy vra dit nie, hy gee dit deur die geloof van Jesus Christus en almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstelik op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. Kom ek probeer verduidelik hoe is hierdie sulke ingrypende woorde. As ons bewus word dat God 'n regverdige God is, en as ons bewus raak van ons eie ongeregtigheid, ek weet die wêreld is vol daarvan, dan sou dit eintlik nie vir ons 'n verrassing gewees het as God ons gestraf het. Ons aanspreeklik gehou het wat ons verkeerd gedoen het. Ons sou trouens selfs kon probeer om die beste te kon doen wat ons kon, maar trouens elke keer so nou en dan ontdek, ons kom eintlik nie daarby uit nie. Ons skiet tekort telke male. En ons kon eintlik net in angs en vrees geleef het vir God. Op die beste gebid het dat hy nie raak sien wat ons aan mekaar doen. Maar Paulus sê God het iets ongelooflik gedoen. Hy het sy geregtigheid aan ons geskenk deur Christus Jesus en ons ontvang dit deur die geloof. Hoe werk dit? Veronderstel, ek gaan nou maar die enigste ou se naam hier ken, Koenie vat as 'n voorbeeld. Veronderstel Koenie het een van julle karre gesteel. Gewoonte misdadiger wat karre steel betref. En ek is die regter en Koenie staan hier voor my en julle almal getuig het Koenie die kar gesteel, het hom sien ry met die kar. En ek is regverdige regter, het dan net geen keuse as om te sê hy het die kar gesteel, 10 jaar gevangenskap. En almal sal sê geregtigheid het geskied. Die regte uitspraak geskied, hy is skuldig, hy het die kar gesteel, hy het sy vonnis gekry. Die regter is regverdig. So as ons voor God verskyn en God kyk na ons en sê, wel, jy weet, almal het gesondig, jy ook. Jy's ver van my af. Ek oordeel jou ewige straf. Sal dit 'n baie slegte uitspraak wees, mense moeilik kan argumenteer as 'n onregverdige een. Die omgekeerde is waar, Koenie steel die kar. Hy kom staan hierso, maar jy weet nou ek ken vir Koenie. So ek sê vir Koenie, jong, ek weet jy die kar gesteel, maar moenie worry nie, ek spreek jou vry. Nee? En daar gaan Koenie en hy ry weg met die kar. Hy sal bly wees, maar julle sal dan dink, dis 'n baie onregverdige regter, hier moet 'n herverhoor plaasvind. Dit kan nie so wees nie. Ons het nog getuienis nodig, die geregtigheid is heeltemal hierso vir krag. Ek as regter het bewys, ek is eintlik nie die status werd. So, Paulus se argument is, as God regverdig is, moet hy ons straf. Hy kan ons nie net as onregverdiges vrylaat nie. Maar wat doen God? Paulus sê, God doen 'n ding wat net God kan doen. Nie 'n regter nie, nie ek en jy nie, net God kan dit doen. Hy kan 'n onregverdige persoon regverdig verklaar. Sodanig regverdig verklaar, dat daai persoon nou die karakter het van 'n regverdige. So kom ek vat weer Koenie as 'n voorbeeld. Koenie staan hier voor my, hy het die kar gesteel. Ek kyk na Koenie, ek sê vir hom, ek verklaar jou regverdig, jy is nie 'n dief nie. Hy kry 'n nuwe status as regverdige verklaarder persoon wat nie 'n kar gesteel het nie. As julle hom weer bring vir 'n herverhoor, bestaan geen van die getuienis nie, die misdaad bestaan nie, die kar is in 'n sekere sin herstel, dat dit nooit gebeur nie. So, as ek hom dan voor my sien, is hy 'n onskuldige, regverdig verklaarde persoon. God verklaar nie 'n onregverdige persoon onskuldig nie. Hy verklaar hom regverdig. Net God kan dit doen. Paulus het ontdek dat die hart van die evangelie, die krag van die evangelie is, dat God mense wat onregverdig is, regverdig verklaar het. Daarom vriende, ons wat glo, wat in die geloof hierdie gawe ontvang het, deur Christus Jesus, sit nie hier vanaand soos mense wat verkeerdelik regverdig verklaar is. Uit onsself sou dit waar wees. Maar ons sit nie hier uit onsself uit nie. Ons sit hier op grond van wat Christus vir ons gedoen het. En God het vir ons regverdig verklaar
en daarom in sy oë is ons regverdiges. En die vraag is, hoe het dit gebeur? En dit is die hart van die evangelie. Ons lees daar weer van vers 8 af. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Jy kry dit nie omdat jy die wet hou. Hierdie geregtigheid gee God. Hy vra dit nie, hy gee dit. Deur die geloof in wie? In Christus Jesus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstiglik op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Nou net sê, die vertalers kies baie keer om die werkwoord om iemand regverdig te verklaar met vrygespreek te verklaar. Maar dit is dieselfde onderliggende gedagte in die Grieks. Op grond van sy genade regverdig verklaar deur die bevryding van Christus Jesus. Hoe is dit moontlik dat God mense in hulle diepste wese regverdig kan verklaar? Hoe is dit moontlik? Paulus sê vir ons deur Christus Jesus. Hy gebruik 'n baie moeilike woord in die gedeelte wat ons net gaan lees van 'n versoeningsoffer. Dis een van die woorde wat amper onvertaalbaar is, want dit is net so ver van ons alledaagse gebruik. Dit kom van die Griekse woord hilasterion, en 'n hilasterion is eintlik 'n plek of 'n ding. In die tabernakel, toe hulle die ark van die verbond gedra het, die ark het 'n deksel gehad, en daar tussen die twee gerubs, dis daai figuur met die vlerke, was daar 'n spasie tussen hulle gewees, waarop hulle, wanneer die priester die versoeningsoffer gebring het, bloed gesprinkel het. Daai ruimte is die hilasterion. En deur daar bloed te sprenkel, het jy die verhouding tussen die volk en God herstel. Dit was die wyse waarop jy dit gedoen het. So, Paulus gaan aan in vers 27. Is daar dan nog sprake van roem, dis uitgesluit? Deur watter wet? Die wet van werke, nie deur die wet van geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. Jy is nie regverdig omdat jy regverdig optree. Niemand van ons kan dit doen. Of is God dan net die God van die Jode? Is hy ook die God van nie-Jode nie? Ja, ook van die nie-Jode. Aangesien dit een God is, wat die besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig dit deur die wet. So wat sê Paulus vir ons hierso? Hy sê, uiteindelik is ons herstel met God deur Christus, wat hierdie versoeningsoffer is, wat God vir ons gegee het. So vriende, waar is ons vanaand, wanneer ons hier in die winde van Gordons Bay vergader? As ek bewus is daarvan, dat ons onregverdige mense is, en ons kan vashou aan daai identiteit. Paulus wil eintlik vir ons sê, ons het 'n nuwe identiteit. Maak nie saak wie ons is nie, of ons Griek of nie Jood is, maak nie saak nie. Ons het 'n nuwe status voor God as regverdig verklaardes. Hoe kan God ons regverdig verklaar? Omdat Christus die versoeningsoffer gegee het. Dit verander vir ons Paulus alles. Die diepste, mees intieme verhouding wat ons het, ons verhouding met die lewende God, word op 'n nuwe basis geplaas. En die vraag is, hoe ontvang ons dit? Wat is ons rol daarin? En ons gesien in baie van hierdie gedeeltes, ek het dit daar ook gemerk, hoeveel keer die woord geloof na vore kom. Dat ons dit deur geloof ontvang. En ons nog baie in die Joer geworstel oor hoe om oor geloof te praat. Weet, wat is geloof? Ek vra altyd vir die belydensklas, wat is geloof? Dan sê hulle, is om te glo. En as ek vir hulle vra, wat is om te glo? Dan sê hulle, dis geloof. Weet hulle, hulle verander die werkwoord in 'n sinnige naamwoord. Maar die grondterm geloof, pistis, kom van vertroue af. Dis om jou vertroue in iets te plaas. Dis nie net om intellektueel in te stem tot iets nie, maar dis om jou siel te verwet op 'n gedagte, jou siel toe te vertrou aan 'n gedagte. En die gedagte is dat Christus alles vir jou gedoen het.
So, wat is die rol van geloof? En ek wil net 2 goed hieroor sê. Die ene is, ons kan baie maklik vir onsself sê, dat, jy weet, dit is nou so, ons word nie meer gered deur die werke van die wet na te kom nie, maar eintlik het ons op 'n manier al die werke van die wet net vervang deur een werk, naamlik jy moet glo. Jy hoef nie meer jou naaste lief hê as jouself nie, jy hoef nou nie meer, jy weet, die Sabbat heilig te hou nie, jy moet nie meer respek vir jou ouers te hê nie. Al wat jy moet doen is om te glo. En as jy glo, dan word jy gered. Die probleem daarmee is dat ons dan dink baie keer oor geloof soos met daai prettel gom. Julle ken daai gom wat 2 buisies het. Die goed doen niks as hulle in 'n buisies is nie, maar as jy dit met mekaar meng, dan kan jy enigiets in mekaar vasplak. Toe 'n kind was daar allerlei advertensies gewees van om sy olifante en goed wat opgehuis is, wat wys hoe sterk daai gom is. En ons dink dalk in ons kop, die ding werk so. God het sekere goed gedoen, dis die een buisie van die mengsel. Maar as ek nie my geloof byvoeg nie, dan is wat God gedoen het eintlik ongeldig en dit geld eintlik vir niks nie. So God doen die helfte, ek doen die ander helfte. So geloof is eintlik die aktiewe bestanddeel van wat my red. Paulus sal ernstig daarmee verskil. Paulus se hele argument is, jy is regverdig verklaar nie oor die nakoming van die wet of iets wat jy doen nie. Jy is regverdig verklaar op grond van die versoeningsoffer van Christus en die uitspraak van God. Die vraag is dus eintlik, hoe ontvang jy hierdie uitspraak van God? Hoe maak jy dit jou eie? Dis dalk nie die beste beeld nie, maar dis die enigste beeld wat ek kan dink is, dis soos wanneer jy dors is. As jy dors is, dan het jy water of een of ander vloeistof nodig om jou dors te les. Maar dit is moeilik om water te drink sonder 'n glas. So jy ontvang die water in 'n glas, maar jy kan nie 'n glas drink nie. 'n Leë glas gaan jou niks help. Dit is die water wat jou dors is. So in 'n sekere sin is die verlossing ons ontvang soos die water. Die geregtigheid wat God vir ons gee is soos die water wat hy ons skenk. En die glas is net die houer waarmee ons dit ontvang. Die geloof waarmee ons dit ons eie maak en daarvolgens begin leef. So kom ek vat saam wat ek vanaand probeer op die tafel sit het. Dis 'n vreemde plek om te begin. Ons wil baie keer op ander plekke begin, want in ons eie tyd het sonde besef en dalk 'n besef van God self by baie mense vervaag. Baie mense het die probleem van sonde opgelos om eintlik teenoor van God ontslae te raak. Jy weet, en as hy nie God is nie, dan moet ons maar net 'n konsensus met mekaar kry van hoe ons gaan saamleef. En as ons nou grondig van mekaar verskil, is dit self lastig om mekaar te verduidelik, hoe doen ons dit daai ding en hoe doen ons nie daai ding nie. Maar Paulus dink anders daaroor. Hy anker alles wat ons moet doen in die wese van God, in die karakter van God. En hy sê, as God 'n regverdige God is, nou is hy vir ons om geregtigheid te doen, om daarvolgens te leef. Die wet sê vir ons wat dit is, maar die wet stel ons nie in staat om dit te doen. En daarom kan die wet ons in 'n sekere sin net nog meer angstig maak, of dalk selfs wenke gee, hoe om te sondig. So hoe word ons in 'n nuwe verhouding met God gestel? Die ene opsie is, dat God kies om onregverdig op te tree. Om mense wat die straf verdien, onskuldig te verklaar. Die ander opsie is om hulle skuldig te verklaar. Maar dan kom hier die verrassende opsie, wat Paulus sê, uit vrye guns alleen aan ons gegee word. Dat God kies ons om ons geregtigheid toe te sê. Om ons regverdig te verklaar. Hoe kan hy dit doen? Omdat Christus vir ons hierdie geregtigheid verdien het deur sy versoeningsoffer. Wat hy verdien het, skenk God aan elkeen van ons. En dit verander ons verhouding voor God. Hoe maak ons ons eie? Nie deur iets van onsself by te voeg nie, maar deur te ontvang in geloof, om in die vertroue te leef, dat God gedoen het wat nodig is, om ons nuwe mense te maak. En vind as hierdie verhouding geherdefinieer is, as hierdie verhouding nie ten anderste is, dan kyk jy na alles anderste in jou lewe. Ons gaan môre aand praat oor die dood. Want die dood is gekoppel aan die sonde. En as Paulus sê dat daar is 'n oplossing vir die sonde, dan sê hy ook daar is 'n oplossing vir die dood. Hulle is verweef met mekaar. Trouwens, alles wat ons angstig maak, alles wat ons vervreem van mekaar en van onsself, is verweef met hierdie gedagte van, is ons verhouding met God herstel. En as ons verhouding met God herstel is, en ons leef daaruit, dan is daar 'n hele nuwe lewe moontlik vir ons, wat ons elke dag kan leef.
Vriende, ek gaan vir julle kans gee om stil te raak voor die Here. Ons gaan vanaand begin met dalk net 'n stil gebed by jouself. En net vir jouself dink, jy weet, as jy voor die Here kom en jy ontdek dat hy ook vir jou regverdig verklaar het, uit vrye guns alleen. Wat doen dit aan jou en jou verhouding met God? So ek gaan vir so 'n kansie gee om 'n stil gebed daaraan te dink. En ek is ook nie seker of daar kollekte is. Is daar kollekte? Daar is nie kollekte nie. By die deure. Dan gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons oor na ons liedere. Maar dit is 'n belangrike oomblik tog hierdie. Om net vir jouself in oënskou te neem te sê, jy weet, as ek voor die lewende God sou verskyn. En Jesus het nie vir my gesterf nie. Waar sou ek gewees het? Maar nou het hy vir my gesterf. En wat verander dit? Kom ons bid saam. Here, as ons vanaand met mekaar is, dan wil ons bely dat ons amper op die grens van ons woorde is. Dat ons sukkel om die taal te kry en die begrip te kry, Here, om te verwoord wat U vir ons gedoen het. Here, dat U wat ons geskaap het, Here, ons nuut verklaar het, regverdig verklaar het deur die Seun. Here, dit is 'n gedagte wat ons vir 'n oomblik as het ware kan vashou en dan baie keer ontglip het ons gedagtes. En daarom ons begin, Here, dit dankie te sê vir die gawe wat Paulus vir ons gegee het. Om onder woorde te bring wat die krag van die evangelie is. Here, dat U uit vrye guns alleen, grond van die versoeningsoffer van die Seun, elkeen van ons, Jood en nie Jood nie, regverdig verklaar het in die naam van die Seun. Here, wanneer ons dit vanaand op onsself van toepassing maak, en ons, Here, as het ware wil terugstuier onder die gedagte, dat U ons, elkeen wat skuldig is, regverdig verklaar, 'n nuwe status, 'n nuwe identiteit gegee, dat ons nou kinders van U is. Here, dan wil ons dit omarm met ons geloofsarms en hande en dit diep in ons gedagtes bewaar. Dat ons verhouding met U herstel is. Here, dat U wat uiteindelik bepaal wat reg en verkeerd is, U wat bepaal wat die koers van hierdie wêreld behoort te wees. Here, dat U ons so nuut gemaak het. Here, dit is hierdie genade, Here, wat ons so aangryp, dat ons nie anders kan as om U te loof en te prys nie, om ons lewens aan U te wy. En daarom bid ons, Here, dat die geregtigheid wat U ook vra, dat ons moet uitleef. Here, dat hierdie geregtigheid sal vloei uit ons nuwe status as regverdig verklaardes. Here, mag ons werklik probeer om dit wat U vir ons in die woord leer oor wat reg en verkeerd is, oral toe te pas. Nie om U guns te verdien nie, Here, maar omdat ons U guns ontvang het. Here, nie om U kinders te word nie, maar juis omdat ons U kinders is. En Here, mag die wyse waarop ons dit doen, Here, U naam groot maak. Amen.